Here ons God, hoe wonderlik is dit hier vanoggend om so saam in die huis te kan wees. As so groot groep gelowiges, kinders van U, ledemate van een liggaam. Dat ons nou in so groot stilte voor U ons hoofde kan buig. Here, elkeen van ons in ons andersheid en uniekheid. Ja, soos wat ons hier stil is, Here, is nie een van ons dieselfde nie. En elkeen van ons is elke dag in die lewe besig met ons eie dagtake, ons eie huise, ons eie verhoudings, ons eie manier van kinders opvoed, ons eie manier van elke dag kommunikeer en sosiaal verkeer. Soos wat ons hier stil is, Here, het elkeen van ons eie dinge diep binne in ons, wat ons saam met ons dra. Sommige goed groot, sommige dingetjies klein. Elkeen van ons, soos wat ons hier stil is, Here, kyk deur ander oë na mekaar. Maar daarom is ons hier, om te vra, Heilige Gees, open ons geestesoë vanmôre. Ja, laat ons vir 'n oomblik vanoggend deur die oë sal kyk soos wat U van ons vra. En in plaas van veroordeling, dat ons liefde sal raak sien. O Heilige Gees, ons smeek by U vanoggend, vul U ons harte. U weet wat in ons harte aangaan en in ons gedagtes ronddwaal. Van waar harte verhard is, van daar waar rusie of twis is, waar hartseer is of alleenheid is, tot daar waar benoudheid is en onsekerheid is en vrees dalk vir die dag van môre. O God, U en U alleen kan die vrede en die rustigheid wat ons verstand te bowe gaan, wat ons nie kan begryp waar dit vandaan kom nie. Net U en U alleen kan dit vir elkeen van ons gee, met die vaste wete en sekerheid, ons is nie alleen nie. U is in beheer. Soos wat U hierdie week wat verby was, in beheer was van ons lewens. Die reën daar buite in die natuur, wat so gesmag het daarna. Ons sê vir U dankie, Here. Ons sê vir U dankie dat U ongeag hoe ons week dalk gelyk het, dat U ons deur hierdie week gelei het en dat ons vanmôre hier is. Ons sê vir U dankie dat U ons kerk toe gebring het, Here. Ja, want as dit van onsself afgehang het, sou ons dalk nie hier gewees het nie. As ons self die keuse moet maak of die besluit moet neem of ek gaan opstaan en aantrek en dis iets groters. Dis U wat binne in ons werk. En vir watter rede ook al U vanoggend ons hierheen laat kom het, mag ons dit beleef en ervaar en hoor. Here, ons vra vir U, wees ons genadig. Ons het baie foute. Ons het baie tekortkominge. Ons staan maar soos die tollenaar op die stoeptrap en ons prewel net die woorde. Wees ons as arme sondaars net genadig. Amen. Paulus wat hier begin skryf en sê, julle wat julle deur die Gees laat lei, wanneer iemand val, wanneer iemand struikel, julle wat julle deur die Gees laat lei, moet so iemand met 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En wees versigtig, jy kan ook val. Met ander woorde, Paulus praat eintlik hier van ons geliefdes, want ons laat ons tog deur die Gees lei. Nie waar nie? Ons laat die Gees ons lewens vervul. Mense sou amper kon sê, Paulus kan hier sê, julle wat julle deur die Gees laat lei, sodat julle die vrugte van die Gees kan dra. Wys dit verander. Dit is tog, ons laat ons tog deur die Gees, ons span ons seile, dat die Gees ons vorentoe beer. Ons doen wat reg is, wat die Gees van ons vra, of doen ons dalk anders? Waar saai ek? Saai ek op die akker van die Gees, of saai ek op die akker van die sonde?
Laat ek regtig die Gees my lei. Want as die Gees jou lei, dink jy anders. Jy kyk anders na 'n scenario. Jy redeneer anders oor iets. Jy gaan in 'n gesprek en heeltemal anders. Inteendeel, geliefdes, dis nogal 'n baie belangrike vraag. Nie net vir eendag nie. Nie net wanneer hier Paulus sê ons sal elke een rekenskap moet gee oor ons doen en later nie. Nie net vir eendag nie, maar ook vir die hier en nou. Want as jy die Gees toelaat om jou lewe te vul, is dit interessant wat hier en nou gebeur. Is interessant hoe jy anders kyk. Galasiërs of in die bergpredikasie praat die Here Jesus Christus, hy sê, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Paulus praat, help die reg. Jesus sê, geseënd is hulle wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig wees. Nou as 'n mens versadig is jy rustig. Jy's nie gespanne nie, as jy versadig is, sit jy agteroor en jy luister met 'n ander oor. As jy versadig is daar 'n kalmte oor jou, maar as jy honger is, as jy knaand honger is, geliefdes, jy weet hoe voel jy as jy regtig honger is die dag. Dan soek jy rond. Jy's nie rustig nie. Jy kyk rond. As jy honger is, jy's geïrriteerd, jy's gefrustreerd, jy het 'n behoefte na iets. Jy wil gevul word. Nou Jesus sê, die wat honger en dors na wat reg is, sal versadig wees. Maar as jy heeltyd honger en dors na wat verkeerd is, gaan daar heeltyd 'n soeke in jouself wees. 'n Soeke wat 'n mens nie altyd, Paulus sê, wees versigtig. Laat lei jou deur die Gees. Moenie vinnig oordeel nie, nee. Paulus sê, as iemand struikel, doen wat reg is, help hom reg, moenie vinnig vinger wys nie, moenie vinnig sê, kyk hoe of sy opgetree het nie, kyk wat het met hom of haar gebeur nie. Paulus sê amper, wil hy vir die gemeente Galasiërs sê, sit eerder julle vingertjies op julle monde, eers, en help eerder reg, want jy kan ook struikel. Moenie sê dit gaan nooit met jou gebeur nie. Moenie sê dit kan jou nie tref nie, want versoeking, die Satan is soos 'n lustige leeu, sê Petrus, hy's brullend, hy soek rond. Hy plaas versoekinge gedurig deur op ons pad. Of jy 10 of 20 is of 30 of 40 is, die versoekings kom. En gedurig deur veg ons daarteen, maar hoe lank? Gaan jy dit regkry om altyd staande te bly? Moenie te verwaand word nie. Doen wat reg is. Maar nou goed, wat is die vraag? Wat is reg? Want ek het my reg en u het u reg en ons het my waarheid en ons het julle waarheid en elkeen van ons het 'n waarheid hoe ons kinders moet opvoed en ek verskil met ander en ander verskil met my. En elkeen van ons het 'n waarheid oor hoe ons Springbokspan moet lyk en elkeen verskil met mekaar daaroor en elkeen het 'n manier van dit is reg hoe daar opgetree moet word. Maar wat is eintlik reg? Ons kan ure debatteer oor reg en verkeerd. Jy het dit al agtergekom. En jy probeer iemand oortuig van jou siening, want jou siening is mos reg. Dit is tog die hoek van waar 'n mens na moet kyk. As iemand se kind so optree, moet jy hom tug. Dis uit, en klaar, en vandaan. Maar 'n ander persoon sien dit anders. Dalk is die enigste reg uit die aard is dat die woord van die Here toe gaan en ons vra vir God, help ons met hierdie vraag. En dan is daar talle plekke om te begin, geliefdes. En een daarvan is seker in Spreuke. Dit wat ook reg is, wat die Here nie van hou nie. Spreuke 6 staan daar, die Here haat 6 dinge, nee, daar is 7 dinge wat hy haat. Waarvan hy 'n afskeid het. Oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, 'n getuie wat lieg, en iemand wat rusie stook tussen broers. Iets wat die Here haat, iets wat nie reg is nie, is oë wat hoogmoedig is en 'n tong wat lieg. Is iemand wat komplotte smee en voete wat net die verkeerde pad wil loop. Is hande wat met bloed bevlek is en getuies wat lieg. En dan iemand wat kwaad stook tussen broers.
Liefdes dis so vinnig, hè? Ons kan so vinnig op mekaar neerkyk. Ons kan so vinnig afkyk en hoogmoedig wees teenoor iemand. Ons kan so maklik vinnig sê, ek is bly ek is nie soos hy nie, of ek is beter, of my posisie is anders. Julle gehoor hoe praat sy, het julle gesien hoe tree hy op? So asof ons heeltemal beter is. Asof ons dink ons het 'n trappie hoër in die lewe. Iets wat die Here haat is oë van hoogmoedigheid. Ons sit hier in die kerk, geliefdes, ons is nie almal mekaar se huisvriende nie, en inteendeel, as ons moet rye maak, wie in groepies by mekaar gaan kom, sien ek sommer al klaar meer as 20. Van die een dink dit van daarheen, en daarheen sê dit van daarheen, en hierdie een sal nie saam met daai een wil kom nie, en hierdie een se geld lyk dieselfde as daai een se nie, en hierdie een se sosiale, dis die ergste. Hier staan die Here haat dit. Hy sê ons is saam. Dis so vinnig kan ons dink maar nou net so met die tong in die kies, die neerhalende grappe, van iemand wat in 'n ander dorp, of in 'n ander vlak bly, of in 'n ander, ons almal lag daaroor. Maar wat is ons eintlik besig om te doen? En Paulus sê, jy wat jou deur die Gees laat lei, help iemand met 'n gees van sagmoedigheid reg. Nie met 'n tong wat lieg nie, wat nie die waarheid praat nie, wat jou eie foute wil probeer toesmeer nie. Nie met 'n tong wat iemand om die bos wil lei nie, of wat jou in 'n beter lig wil laat stel nie. Waarom kan ons ja nie ons ja wees en ons nee nie? As jy 'n fout gemaak het, erken dit en sê ek het 'n fout gemaak. As jy nie by iets uitgekom het nie, sê ek het nie. Waarom moet jy met 'n tong vir Jakobus praat daarvan, hy sê, hoe kan jy met dieselfde tong vandag die Here loof en net hoe jy uitstap en iemand vloek? Hoe kan jy met dieselfde, ek vra altyd daai vraag, hoe kan jy met dieselfde tong vandag vir jou man of vrou sê ek het jou lief, maar later vanaand vloek jy mekaar? Lelik. Kan ons nie, hoe kan jy vir jou kind sê jy het hom lief, om met daai selfde mond skel jy hom so, dat jy hom in totaliteit krak? Dit kan ons nie. Hoor wat sê Jeremia, dit laat my onwillekeurig dink, dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al julle Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woorde van die Here. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê ons is veilig, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir julle vir altyd gegee het, vir julle voorvaders. Julle vertrou op leuns, wat julle niks gaan baat nie. Julle kan mos nie steel, moord, egbreek pleeg, vals ede aflê, wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan ook nog in hierdie tempel wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig nie. Jy kan mos in die kerk kom sit en jou offergawe so groot maak, en daar uitgaan en nie die son oor iemand anders sien skyn nie. Dit werk nie. Dit kan nie wees nie, geliefdes. Jy kan nie beoefen ons godsdiens, hou ons godsdiens in stand, 'n baie wonderlike godsdiens, met die regte klere drag en met die regte manier van prediking en doen en late en sang en orgels, ons hou iets pragtig in stand, maar hoe lyk jou lewe? Dis wat God vra. Galasiërs sê 'n hart van sagmoedigheid, jy wat jou deur die Gees laat lei. Hoeveel keer bid ons? Bid ons in die aande vir die Heilige Gees om my hart te verander? En dan dink ek aan hulle wat ek juis mee kop stamp. Of het ek regverdiging daarvoor? Spreuke skrywer sê, hulle wat se hande met bloed bevlek is. Ja, ons weet wat gebeur in ons land. Gedurig deur is daar moord en
en hande wat met bloed bevlek is, maar ons weet ook wat het met Pilatus gebeur. Hy het gesê, ek was my hande in onskuld. Ons weet wat daai sê ding, jou hande is eintlik vuil. Al het jy nog nie jou hande jouself gebruik daarmee nie. Komplotte smee. Jy, voete wat die verkeerde pad loop. Luister ons na die stem van die Gees, ons ken die stem van die Gees. Geliefdes, ons weet wanneer die Heilige Gees vir jou sê, jy tree nou verkeerd op. Want dit laat jou skuldig en sleg voel. En dit laat jou nader aan gaan om verskoning te vra. Maar as jy nie wil om verskoning gaan vra, jy nie skuldig en sleg voel, jy moet jy vir die Here gaan begin bid en vra, Here, praat asseblief met my. Dalk hierdie oë van hoogmoedigheid, of hierdie tong van leuns, of hierdie voete wat verkeerd loop, help my, o God, dat ek die reg laat geskied. Ons moet nie dink ons is veilig nie. En dit is nie vermoere, en ek het baie daaroor gedink, geliefdes, want hierdie dinge het ek mee dalk in die week te doen gekry, dalk my eie lewe, dalk weer gesien, weer gehoor. Iemand wat in die week vir my sê, "Sjoe, my baas is baie skelm, baie slim, want niemand kom dit agter nie." Maar droom jy, hy is skelm. Hy skuld soveel mense geld, maar hy is slim. Hy is baie slim. Niemand sal hom uitvang nie. Ek dink ek vir myself, en ons ken nie, man, is 'n gemeenskap, is klein, ons ken nie wat hier rondloop met. Ek dink vir myself, "Sjoe, moenie kwaad stook tussen broers nie. Tussen bloed of tussen medebroers in die geloof. Dis 'n afskeid in die oë van die Here as jy kwaad stook. As broers en susters nie oor die weg kan kom nie. Nie hier in die kerk nie, nie in die geloof nie, nie in die bloed nie. Hoe kan ons een ding sê, maar een ding doen? Dit klop nie. Dis dan wanneer ons weer terug gaan na God toe en vir die Here vra, Here, lei ons hierin asseblief. Elkeen van ons, want nie een van ons kan vanmôre hier sit, geliefdes, en aan iemand anders dink terwyl ons na die preek luister. Elkeen van ons wat hier sit, het genoeg stof oor om hom of haar self te dink. Moet versigtig wees om te sê ek is veilig. Die kerk gaan jou nie in die hemel kry nie, dit is waar, ek stem saam, die kerk gaan jou nie in die hemel kry nie. Dis jou geloof. 'n lewende verhouding, nie 'n lewende verhouding met die Here. En wat is 'n lewende verhouding? 'n Lewende verhouding is as jy gelukkig is en jy het 'n huwelik wat 'n lewende verhouding is, dis 'n lewende verhouding. 'n Dooie verhouding is ons staan maar op, ons is in 'n roetine, ons leef maar saam, ons eet saam aan tafel, ons sit voor 'n TV, kyk TV, klim vanaand in die bed en is so hartseer dat daar so baie huwelike is, dit so lyk. Ons leef maar net saam. En wen soms in ons koppe dit was anders. 'n Lewende verhouding is wanneer 'n mens saam kan lag, saam kan huil, saam dinge doen, saam anders kyk. 'n Lewende verhouding met God, hou ons iets in stand om te sê ek is 'n kind van die Here, of het ek 'n lewende verhouding wat sê die Heilige Gees, ek vra, vernuwe my denke. Ons gaan nooit die ideaal bereik nie. Want ons is nog gebroke, ons is onvolmaak, maar streef ek daarna. Ja, Paulus sê elkeen van ons moet na ons eie lewens kyk. Ja en ja, Paulus sê ons gaan rekenskap moet gee. En hy sê, dit wat jy saai, gaan jy maai. Dit is so. As jy heeltyd die leuen saai, of as jy heeltyd kwaad stook, of as jy heeltyd skinder, natuurlik moet jy nie die beste verwag nie. Maar as jy heeltyd vriendelikheid, liefde saai, vergifnis, 'n goeie hand, gaan jy dit terugkry. Jy gaan. Want dit gaan jou lewe, dis wat die lewe vol maak. Dis wat die lewe versadig maak. Dalk moet ons vir onsself dalk net die vraag vra, as ek versadig of as ek honger? As jy versadig is, gaan jy op jou knieë en jy sê dankie Here, maar as jy honger is, dan moet jy dalk gaan kyk, het ek dalk nie ook oë van hoogmoed nie, of leef ek nie dalk in die leuen of verkeerde pad of komplotte of en talle ander wat in die woord voorkom. Dit wat reg is hier. Gaan lees dit, hierso is die reg. Geseënd is hulle, sê die Here. Hy red my van die graf. God red my van die graf. Hy het my net bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Hy het elkeen van ons so besonders gemaak. Kom ons hanteer mekaar besonders. Kom ons hanteer mekaar teer, soos wat dit hoort. Want jy is geskaap in die hand van die Here. Want soos wat elkeen van ons hier sit en kan hard word en kan veroordelend wees, net so
word ons harte sag en heil ons. En kom daar dinge oor ons lewenspad wat soms een te veel is vir my. Vir elkeen anders dalk 'n stuk verlange van iets van die verlede, of jy daar daai fotoboek blaai, daai ou fotoboek van jou, en jy sien oulike herinneringe, jy sien mense wat nie meer daar is nie, jy sien oomblikke wat verby is. Jy kry amper 'n stukkie heimwee. Blaai deur jou koekieboek. Ons almal het dit. En as ons almal dit het, beteken dit ons almal is maar net teer. Mag die Heilige Gees ons lei, mag ons vra, Heilige Gees lei ons, dat ons dit raak sien. Die teerheid van mekaar. Want dis wat ons waardeer in hierdie lewe. En ja, wanneer ons lag, kom ons lag saam en ons lag lekker. En wanneer een gestruikel het, help daai een reg, help hom op. Voordat jy te vinnig die vinger wys. Enige iets geliefdes, enige iets. En ek dink ek wil voorbeelde noem in ons gemeenskap, maar ek byt my tong vas, ek sal nie. Enige iets kan met ons tref of gebeur. Ons is nie gevrywaar nie. Kom ons dank God vir wat ons het. En ons leef dit. En hou op sê, ons is in die kerk en hier is ek nou veilig. Nee. Kom ons gaan kyk na ons lewens. En ons dank die Here waar ons hier is. Kom ons gaan kyk na ons verhoudings dalk. Kom ons gaan kyk of ek 'n lewende verhouding het. Want 'n lewende verhouding is 'n verhouding wat maar net oorspoel van een na die volgende. Mag God ons geestesoë so verhelder, dat ons kan sien wat se roeping Jesus Christus vir ons inhou. En mag hy vir ons die vrede gee in ons gedagtes en in ons harte, wat alle verstand te bowe gaan. Want hy is vrede. En hy hou elkeen van ons vas. Amen. Kom ons dank saam die Here. Here, baie dankie. Maar eintlik moet ons eers begin deur te sê, Here, vergewe ons. Wees ons genadig. Want ja, Here, baie keer kan ons so vinnig in hierdie gejaagte van die lewe dink ons is veilig en alles is goed en reg, maar ons lewe met oogklappe aan. Ons sien nie wat links of regs van ons gebeur nie. Ons gaan net vorentoe, beer vorentoe, trap soms op ander se harte en emosies. Baie keer bly ons nie stil nie, Here. Ja, ons moet dalk vra, o God, help ons om soms bietjie stil te bly en te luister. Ander se stemme te luister. Baie keer wil ons eie opinies en waarhede en dit wat vir ons reg is, so vinnig afdwing op ander. Baie keer gaan dit vir ons oor, Here, baie keer gaan dit net so oor die eie ek. Ons vra vir U, o God, U wat die almagtige Skepper Here is. Neem elkeen van ons se lewens vanoggend in U hand vas, gryp dit. Ons lewens, ons uitkyk, ons harte, ons verhoudings, die dinge wat ons pla, die dinge wat ons saam met ons dra, wat ons nie neersit nie, wat so waar ons swaar dra, Here, kom U weer opnuut en sê, U juk is sag en lig, dat ons dit vir U kan gee. Here, help ons dat ons versadig sal wees, versadig in dit wat reg is, dat ons in die waarheid sal leef, met die regte hoek sal kyk. Dat ons daar sal wees om eerder mekaar by te staan en op te help. Heilige Gees, ons smeek die Heilige Gees, vul ons harte, vul ons gedagtes, dat ons nie dink, nie net vir die dag van môre of vir die einde van ons lewens nie, maar vir hier en nou, vir hoe ons huwelike lyk in ons verhoudings en by die werk en in ons eie families. Families hier in die kerk, families in die Gees, families in God. En ons eie broers en susters. Help ons, Here, dat ons nie in 'n eie paradyswêreld sal leef nie, maar dat ons die realiteit sal besef en daai realiteit ons eie sal maak. Ons vra vir U, o God, om te gaan met ons in ons gemeente,
in die woordverkondiging hier, maar ook in hierdie week wat voorlê met elke lidmaat, met elkeen wat hier is, elke gesin. Dit wat in hierdie week vir ons wag, wat ons nog nie weet wat op ons lewenspad gaan gebeur nie, wat ons gaan tref nie, waar ons dalk gaan struikel nie. Here, help ons asseblief. Maar bo als gee vir ons die ingesteldheid om rondom ons te kyk hierdie week en dalk mekaar te help. Vader, ons vra vir U, boet en bewaar ons en laat U wil geskied. En wanneer U wil geskied, versterk ons geloof dat ons sal weet en aanvaar dis U wil, dalk nie altyd wat ons wil hê nie. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen.